ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 378. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan waarom 4 Afrikaanse Bybelvertaling so uiters belangrik wanneer ons kyk na Bybelvertalings en die dinge wat geplaas vind, omdat die Bybelgenootskappe en Suid-Afrikaanse Bybelgenootskap ook korrupte en verdraaide tekste gebruik, as manuskripte soos die Hoogskort se Nesley Aland teks van 1881. Sou jy belangstel in die boek of enige iets anderster of iets wil weet, is jy baie welkom. Kontak my by ons webtuiste. Ekskuus tog, eers by my selfoonnommer 0722 367-124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk of luister, gaan na deel 1 begin voor. Ekskuus tog, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is noodsaaklik dat jy inteken op die kanaal, sodat jy, dis op die webtuiste, op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewing van ons studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe van Maandag tot Vrydag. Stuur die kennisgewing vir vriende en kennisses. Lewensverandering, skryfblok en pen is uiters belangrik en 'n 33 Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre vir U baie dankie sê vir die voorreg wat ons het dat ons U kan aanbid. U is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde en U het nog nooit verander nie. Modes verander, mense verander, omgewings verander, maar U is nog steeds dieselfde. U is so relevant vandag as wat U van die begin af was. Ek wil dan so bid, salf die woord vanmôre in ons midde. Laat dit vir ons sal wees soos vars brood en strome van lewende waters, wat tot in die ewigheid sal opspruit deur U bo-natuurlike genade. Seën ons vanmôre as Javiste. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam van Javashua, en elke Javis sê halleluja, halleluja, baie welkom. Jy weet natuurlik, wanneer jy sê halleluja, dan prys unto Jaffa, verhewe Jaffa, halleluja, op die einde, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes, mag dit vir U 'n wonderlike seën wees vanmôre, die woord. Daar, ons kyk na die boek Spreuke, hoofstuk 21, en ons is by vers 1, ons begin met 'n nuwe hoofstuk. 'n Nuwe hoofstuk met nuwe woord, en dit is altyd lekker, dis die woord, nie dat daar fout was met hoofstuk 20, ja, soveel wat ons geleer het, maar die woord is so dinamies. Hoekom? Want ons is woordmense. Soos wat ons uit bloed uit bestaan, bloed en water, jou liggaam bestaan uit bloed en water, 8 eenhede bloed, maar daar is tog baie water in jou bloed, en jou liggaam het 'n manier om water af te skei, baie water. Vernaamlik mense wat hartprobleme het, jy kan sien hulle swel, hulle enkel swel, en hulle spesiale pille en goed wat die water afdryf. Maar vir ons as Javiste, wie in Javashua funksioneer, bestaan ons samestelling uit die geopenbaarde woord, gedryf deur die Ruach HaKodesh en die genadebloed van Javashua. Halleluja. Ons bestaan is die woord. Lang terug het mense gevra, kry julle nie genoeg nie? Weet jy hoe kan ons nie genoeg kry nie? Want dit is nie 'n tradisie, godsdienst manier wat ons dit praktiseer nie. Is a joy unspeakable
And full of glory, halleluja. Dis vol heerlikheid. Dis vol krag. So hoe kan dit vervelig wees? Dis altyd nie. Al doen ek hierdie skrifgedeelte nou, en as ek klaar is, en ons begin, kom ons sê ons doen die hele boek Spreuke klaar, en ek begin weer by Spreuke 1 deel 1, ek begin weer met hom deurloop, dan preek ek vir jou totaal ander woord. Hoekom? Want dis splinternuut. Dis dieselfde woord. Dis altyd splinternuut. En dis hoekom vir ons wie Javiste is, dit wat gebeur het 2020 jaar gelede met Javashua, toe hy op die aarde gekom het om vir ons 'n nuwe bestel te bring, 2 nuwe koninklike wette te bring, waar hy die 613 wette kom nuut maak het, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Halleluja. Hy het vir ons 'n nuwe testament gegee. 'n Testament wat sê ons is mede-erfgename. Ek en u is mede-erfgename. Deelgenote aan die koninkryk van Jaffa. Deur sy genadebloed, nie deur die bloed van 'n bokkie en lammetjies en duwe nie. Hier is ons alweer amper by die Paasnaweek. Wat vir my geen betekenis het nie. Hoekom? Want dit is 'n Astara naweek. Dis 'n Hindoe naweek. Dis 'n afgods naweek. Wat Konstantin kom, die woord is capture het, hy het dit kom gevange neem. Vir die Christene, vir die Jode en vir die Hindoes. En dan kom hulle met die ding wat sê, dat Jesus is begrawe op Goeie Vrydag en het opgestaan, opstandingoggend, Sondagoggend. Onmoontlik, dit kan nie. Ek kan dit nie tel nie, ek weet nie of u dit kan tel nie. Die Bybel sê, 3 dae en 3 nagte moet hy in die doderyk gebly het. Dit tel vir my van Vrydag aand af na Sondagoggend toe. Hoe kry jy 3 dae en 3 nagte? Gaan sit met 'n papier en maak jou sommetjies. Verstaan? Gaan probeer. Gaan dit nie reg kry nie. Maar nou ja, ons lewe in die tyd van die groot leuns. En weet jy, soveel mense praat jy mee, hulle sien dit. Daar lê 'n video, hoe lank, hoeveel jaar nou al op YouTube wat ek gepreek het, of watter dag is Jesus gekruisig. Ek het juist die naam Jesus gebruik, terwille van die godsdienstige mense, dat hulle nuuskierig genoeg is om te gaan kyk. Want as ek die naam Javashua daar gebruik by die titel, dan hardloop hulle bene af, dan dink hulle, ons is een of ander Hebreëse sekte. Dis mos nou die nuwe ding, wat hulle nou losgelaat het. As Javiste is ons nou 'n nuwe sekte, 'n Hebreëse sekte. Ons is nie 'n sekte nie. Ons hou nie die 613 wette nie. Ons hou nie eens die 10 gebooie nie. Ons hou nie die sabbate en die feeste en die maande en die tiendes en die offerandes en die besnydenis en die ramshorings en so kan ons aanhou. Ons hou dit nie. Want Hebreërs 7 vers 18 sê dat Javashua 2000 jaar gelede het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees wat sê die woord daar vir ons in Hebreërs, in Galasiërs 5 vers 1 tot 20. Gaan lees dit. Galasiërs 5 vers 1 tot 20. Tesame met wat in Hebreërs 7 staan. Jy kan dit nie vir iemand verduidelik nie. Maar dis hoe die godsdienstwêreld is daar buite. Weet jy hoekom? Dis voordelig. Dis voordelig. Meeste van die pastore en predikante en priesters, as hulle nie Paasnaweek preek, kruisig en opstanding het, hulle nie 'n job nie, dan moet hulle ook 'n werkie gaan doen. So jammerlik. Hoe jammerlik. Goed, Spreuke hoofstuk 21. Hy sê die koning se hart, die koning se hart nie, want sy hart kan niks doen nie. My hart en jou hart kan niks doen nie. Hierdie is 'n pompstasie, dis al wat dit is. Maar die koning se hart, gedagtes, sielsdimensie, hierdie gedeelte. Koning se gedagtes,
of sielsdimensie is in die hand van Jahwe die Almagtige. Nou koning Salomo skryf wat hy sê, as ons lees in die 33, hy sê, die koning se hart is in die hand van die Here. Nou kyk na daai spelling Here. Ek hoop jy dit oop daar, Spreuke 21 vers 1. Is in die hand van die Here, H-E-R-E, alles hoofletters. Nou hoekom sal koning Salomo verwys na die Here? Alles in hoofletters. Dink jy dat hy die Here geken? Terwyl hy 'n Hebreëse man is in murg en in been, en dan kom skryf hy 'n Griekse woord soos Here, Lord, Kyrios. Ek wil net weet. Woord Here, Afrikaans, Lord in Engels, Kyrios Grieks, wat beteken God. Ek kan dit nie verstaan nie. Terwyl die woord Here nie bestaan het nie. Maar dit staan in ons Bybel so, en ons moet glo wat in ons Bybel staan. Dit is verkeerdelik invertaal. Nou gaan ek vir jou wys, dat in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, daar waar hy kan lees, kyk na hom in die Bybel. Dit is natuurlik die verbande Bybel, die kry hom nie in die wêreld nie. Hy is in geen boekwinkel in die wêreld nie. Die Sacred Name mense in Amerika het verskaf hom. Dis waar ek oorspronklik myne gekry het. Maar daar is nie 'n boekwinkel waar jy dit kan kry nie. Nie eers Koenboekwinkels of Amazon Books of niemand het dit nie. Ek het 'n klompie. Wat staan in die plek van die Here? Jahwe. Jod, Alef, Hy, Vaf, ekskuus van die kant af. Jod, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy. Jahwe. I-A-H-V-A-H. Jahwe. Alles hoofletters. 6923 keer. Die naam Jahwe in hoofletters, nie Here nie. En ek wil maar weer sê, ek het al 1000 keer gesê, so sê maar vir 1001 keer, en jy gaan dit nog 1000 keer hoor. Hosea 2 vers 15 en 16 vir die nuwe mense. Gaan kyk wat sê Hosea 2 vers 15 en 16. Jy sal my nie langer noem my Here, dan sê hy so geskryf, Here, als hoofletter. Jy sal my nie langer noem my Here nie, maar my man, my Baal. Wat beteken Here? My Baal. Wat staan op die mans en vrou se toilet se deure? Dames en Here. So jou God se naam staan op die toilet se deur. Vers 16 sê, dan verwyder ek, Hosea 2 vers 16 sê, dan verwyder ek die name van die Baals, Here, uit julle midde uit. En dis wat Jahwe in die tyd doen. En dis hoekom die mensdom ons uitmaak as half mal mense. Dis nie 'n nuwe evangelie wat ons verkondig nie. Dis die oudste evangelie. Hierdie evangelie is so oud, dat koning Salomo in sy oorspronklike geskrifte sou geskryf het Jahwe. Heel waarskynlik nog die Almagtige, om hom meer respek te gee. Verstaan? Maar is uitgehaal om Baalname in te sit, waarin ons geslagte in vervalle geraak het. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy daai 3 legkaart studiegids Bybels, 'n deel van 'n Encyclopedia wat geskryf van 7 boeke, A4 boeke, 500 bladsye dik. Daar's reeds 3. Dis als gaan oor die Nuwe Testament. Kry hulle. Dis eenvoudig geskryf dat 'n kind van 12, 13 dit kan lees en verstaan. Die koning se hart of gedagte, sielsdimensie eerder, is in die hand van Jahwe, die Almagtige. Soos waterstrome. So met ander woorde, wat doen waterstrome?
Dit gee lewe. Hy lei dit waarheen hy wil. Hy lei die waterstrome waarheen hy wil. Hy lei u en my waar hy ons wil hê. Hy sê, julle sal wees soos bome wat geplant is by waterstrome. Waterstrome is dit wat Jahweh van ons gee, deur die woord, die lewende woord. Die waters van die lewe. Ja, die tyd het ons gevang. Kom ons vat hierdie skrifgie, trek hom bietjie uitmekaar uit. Maar hy sê nie die Here nie. Dis 'n Baalgod. As jy meer wil weet, kontak my by die kontaknommers. Tot môre as Vader wil. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.